In die reeks oor die dinge wat vir ons vreugde in die lewe gee, wil ek graag vandag met jou praat oor vreugde as 'n vrug van die Heilige Gees. Kom ons lees 2 gedeeltes uit die skrif. In Nehemia 12 vers 43 staan hierdie woorde: Die mense was bly, want God het hulle baie rede gegee om bly te wees. En in Galasiërs 5 vers 22 lees ons van die vrug van die Gees. Hy sê maar die vrug van die Gees, wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Satan is die hoofbron van smart, onheil en verdriet. God is die bron van ware vreugde. Die Here gee ons baie rede om bly te wees. Hy kan aan sy mense op verskillende maniere in hierdie vreugde laat deel. Ons verlossing is seker die grootste rede waarom ons 'n diep gesetelde blydskap geniet. Die skepping self behoort ook vir ons groot vreugde te bring. Dan is daar God gegewe dinge, soos ons verhouding met ander en die liefde wat ons iets van die Here se vreugde laat beleef. Omdat God die bron van ons vreugde is te verwagte dat ons blydskap sal ervaar wanneer sy Gees in ons lewe woon en werk. Daarom is dit nie verbasend dat een van die vrugte van die Heilige Gees net na die liefde juis vreugde is nie. 'n Vrug is iets wat spontaan voortgebring word. 'n Vrug van die Gees is iets waartoe die Heilige Gees ons in staat stel. Daarom kan die gelowige vrug dra en vreugde ervaar wanneer dit vir die ongelowige onmoontlik is en nie sin maak nie. Dink net aan die verhaal van Paulus en Silas in die tronk in Filippi, stikkend geslaan en in boeye. Tog lees ons in Handelinge 16 vers 25 hierdie woorde: Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Sal ek en jy ook vir die Here vra vir hierdie vreugde? Here, laat u Gees ook in my lewe die vrug van vreugde voortbring. Amen.